Goeiemôre almal. Ek is bly julle almal sit lekker en kuier met mekaar en hoor hoe gaan dit en hoor hoe gaan dit aan in elkeen se lewe. Is daar enigiets kindernuus? Niks. Haai. Niks nie, julle. Nee, dit is goed dat julle met mekaar gesels en lekker kuier, want natuurlik is die kerk is 'n gewyde plek, maar dit is ook 'n plek van saam wees. Dit is 'n plek waar ons almal ons liefde en ons passie vir die Here deel en natuurlik ook ons menswees met mekaar deel. So 'n paar afkondigings voordat ons verder gaan. Nou moet ek onthou wat se afkondigings is daar. Vanaand gaan ons weer lekker verder gesels. Ek moet sê ons aanddienste groei so stukkie vir stukkie. Dit lyk nie of dit groter word nie, want dis verskillende mense wat elke keer kom. So vanaand dat ek nou almal wat nou al gekom het, saam daai plus nog iemand anders. So as jy nou nog heeltyd wonder oor wat regtig hier aangaan, is jy nou persoonlik uitgenooi. Ons kom daar in die saal by mekaar, ons doen dit so 'n bietjie anders, ons sing lekker saam, ons drink koffie saam, ons gesels rondom tafels oor 'n klomp dinge, en vanaand praat ons oor die naggesprek wat alles verander het, amper ek hierdie kabel af. Die naggesprek wat alles verander het. Daar, baie bekende gedeelte, Johannes 3, waar Jesus met Nikodemus praat, en hy praat oor wedergeboorte, en Nikodemus, wat 'n baie slim geleerde mense sê vir hom, hoe? En Jesus verduidelik vir hom. So ons gaan so 'n bietjie stil staan rondom daai tema. Jy is baie welkom om vanaand saam met ons te kom kuier. Goed, mense, ons soek nog steeds na iemand wat kan help om te tolk in Tswana. Dit is vir ons plaasbediening. Ons plaasbediening het 2 bedieningspunte. Een is hoofsaaklik kinders en die ander ene is meer groot mense. En by die kinders dink ek is ons geholpe dat daar iemand is om vir hulle te verduidelik wat ons vir hulle leer, maar by die groot mense kort ons iemand, maar ons eintlik maar vir al 2. So as jy weet van iemand, as jy dalk 'n werker het of self Tswana vlot kan praat en vertaal, ons weet natuurlik dat die manier wat 'n mens die evangelie oordra moet reg wees in elke mens se taal, anders maak dit nie altyd heeltemal sin. So as jy kan help, kontak asseblief vir Andri of jy kan my ook kontak en dan kan ons reël. Mense, dan ons Verefees is om die draai. Minder as 3 weke. Ons gasvrouens kom asseblief na die erediens, daar in die klein saal langs die kombuis by mekaar, en dan kan jy jou kaartjies daar kom afhaal. En ons kort nog gasvrou. Hoeveel kort ons nog? Baie. So as jy kan tel hoeveel hier op my hande is, dis ons kort nog meer as dit. Ons kort nog baie gasvroue. Wat 'n gasvrou gaan doen, is 'n gasvrou gaan 10 mense nooi na haar tafel of haar laappad toe en self opmaak, kos word voorsien, en jy maak jou plekkie op en jy kuier lekker saam met jou mense. Jy is verantwoordelik natuurlik vir snacks en sulke goedjies. Almal bring hulle eie drinkgoed en ons gaan net lekker saam kuier soos wat Wienerpark dit kan doen. Dis natuurlik ook vir enige iemand, dis nie net vir ons gemeente nie. So nooi jou vriende, nooi jou vriendinne. Ons gaan die 20ste Maart baie lekker kuier hier buite. Goed. Mense, bid asseblief vir ons gemeente se bedieninge, al ons bedieninge. Ons wil graag die Here se hande en voete wees orals, in Potch en waar ook al ons gaan. Dan nou vanoggend het ons 'n spesiale kollekte vir ons getuienisbediening. En gaan we na die volgende skyf. Ons getuienisbediening. Vir die van julle wat nou nie weet nie,
Ons het in ons kantoor 2 dames wat in die kantoor werk. Arinda is op die oomblik op siekverlof, sy het 'n nekoperasie gehad en sy gaan, ek dink so hier min of meer by die Verefees of net na die Verefees, is sy weer volstoom terug. En intussen is Angelique nog in die kantoor. Angelique is ons getuieniskantoor se sekretaresse en skriba en dame wat sorg dat alles daar aan die gang bly. Ons getuienisbediening dink 'n mens baie keer dit gaan net oor om te vertel van die Here. En dit is so. Maar daar is soveel verskillende maniere. Soos julle kan sien, dis ons plaasbediening, dis ons barmhartigheid. Dit is toerusting van leiers, ons Jesus film wat iemand uitgaan en vir mense net daai stukkie evangelie bring om hulle weer 'n bietjie op datum te bring of vir mense wat dit nog nooit gesien het nie, die impak van wat Jesus op mense se lewens gehad het. Ons het gemeenskapsprojekte, bediening van haweloses, hospitaalbesoeke, Lefika Suid is die Verenigde Gereformeerde Kerke of die VGK. Ons het in Suid-Afrika 2 hoofstroom gereformeerde kerke, dit is die NG Kerk van Afrika of die ou Sendingkerk en dan die VGK. En ons ondersteun hierdie gemeente ook op verskeie maniere en dan natuurlik ons buitelandse en plaaslike sending, manne en vroue gebed en bedieninge. Ons mense raak nog soveel meer. So vandag het ons 'n spesiale kollekte, ons het dit 2 keer 'n jaar, as ek dit reg weet, 2 keer 'n jaar het ons 'n spesiale kollekte net wat spesiaal gaan vir ons getuienisbediening. So ons gaan 'n deurkollekte ook hê as jy dit so op jou hart lê, gee asseblief so 'n bietjie ekstra. Ons het baie werk wat ons daarso doen. En so natuurlik in al ons bedieninge is daar altyd baie werk en jou ondersteuning, of dit nou finansiëel of andersins jou tyd, jou gebed, dit alles word waardeer. En ek dink dis ons afkondigings. Vandag wil ek vir ons 'n baie bekende psalm lees. En ek dink die ouer mense sal met my saamstem dat baie van ons het hierdie psalm uit ons kop uit geken. Nee, dis nie Psalm 23 nie. Nee, dis nie Psalm 91 nie. Wat is die ander bekende ene? Enigiemand? Ag, dan gee hulle vir mense die antwoord. Ja, dis Psalm 121. Hier is die nuwe vertaling. En ek wil hê dat ons, wanneer ons hom nou lees, besef wat die woorde vir jou beteken. Ek gaan later in die preek gaan ek weer terugverwys na Psalm 121 toe. Maar ons almal weet dat hierdie psalm vir baie van ons 'n vertroostende psalm is, 'n gerusstellende psalm is, iets wat vir jou, wanneer dinge nie lekker gaan nie, wanneer jy so half verward is met allerlei uitdagings en omstandighede en goedjies wat pla, dan gaan lees jy hierdie psalm en die Here het 'n manier om deur die woorde van Dawid net vir jou 'n bietjie kalmte te bring. Want Dawid sê, ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedags sal die son jou nie skade nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm, van nou af en vir altyd. Is dit nie gerusstellend om te weet nie? Enigiets wat sleg is, wat oor jou pad kom nie van die Here af. Die Here sal jou beskerm. As jy wonder, wat gaan jy doen in sekere situasies?
Jou hulp kom van die Here. Wanneer dit voel of jy is 'n bietjie struikel, die Here staan. Hy weet wat aangaan en hy is daar vir jou. En dit is dieselfde God wat alles gemaak het, wat vandag nog oor sy kinders waak. Jy wat nou hier is nie per toeval hier. Vrede bestaan toeval glad nie. Jy is hier, want hy het jou genooi, om in sy teenwoordigheid vandag net so bietjie te kom rustig word. Net om weer te besef, dat hy God is, en hy is in beheer. So daar waar jy is, word net eers versoek. Kort oomblik stil. Sluit jou oë. En van daai stres van wat verby is verlede week. Van die stres van wat wag vir hierdie week. Van die bekommernis van omstandighede wat soos 'n berg voor jou lê. Sal jou oë op, nie na daai berg nie, maar na die Here. Besef dat hy jou beskerm. Besef dat jy nou in sy teenwoordigheid is. Hier in 'n gebou. 'n Kerkgebou wat opgerig is tot sy eer. 'n Gebou waar hy mense roep om by mekaar te kom. 'n Gebou waar hy verheerlik word. Hy roep jou vanoggend by jou naam. En hy herinner jou, soos Jesaja 43 ons leer. Hy sê, jy is myne. Jy is myne. En ek sal jou beskerm. Amen. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werk van sy Heilige Gees. Ons gaan net so bly sit en dan gaan ons Psalm 16 sing wat natuurlik die woorde van Psalm 121 ook verwoord.
Die vrede wat jy nou net ontvang het, en die feit dat die Here jou sal beskerm, en altyd in die ligse laat wandel, nooi jou nou, om op te staan, en ook die vrede so te deel, met almal om jou. So staan op, groet mekaar met die woorde van vrede, en dan gaan bly staan om die Here saam te loof en prys.
bid saam. Here, hoe wonderlik is dit om so in die teenwoordigheid by mekaar te wees, die lof te besing en om te besef dat u goedheid is ver bo ons menslike begrip. U genade is so groot en ons verdienste is 0. Maar tog, Here, stort u gawes oor ons, die seëninge, en ons besef dat ons is so afhanklik van u, en as dit nie vir u was, en wat u vir ons ontdoen het nie, Here Jesus, dan sou nie een van ons enige doel gehad het nie, dan sou nie een van ons hier kon wees nie. Here, ons wil vra dat u elke bediening van ons gemeente sal seën. Ons wil vra dat u alles wat ons aanpak, Here, dat u self teenwoordig sal wees en dat u vooruit sal gaan. Here, ons wil u hande en voete wees in hierdie wêreld, hier in ons gemeente, in ons dorp en waar ook al u ons heen vat. Here, seën ons saam wees vandag, seën elke persoon hier, ook ons lidmate wat nie vandag hier kon wees nie. Here, mag ons die teenwoordigheid beleef. Here, wil u ook nou, wanneer ons uit die woord uit lees, dit seën, wil in ons harte kom spreek. Here, in oral waar u woord verkondig word vandag in al die kerke. Mag dit suiwer wees, mag dit van u afkom, en Here, mag u verheerlik word, in Jesus se naam. Amen. En dan kyk julle vir die mense. So in 'n reguit lyn. Goed. Nou, kyk voor julle op die grond. Sien julle die tou? Sien julle nie die tou? Hier lê die tou. Hier lê die tou. Sien julle die tou? Ja, sê ja, sê ja. Sien julle die tou? Sien julle die tou? Okay. Nou moet julle die tou almal optel. Moet almal tel die tou op. Tel die tou op. Okay. Ja, hou hom vas, né? Julle moet die tou vashou. Ek wil sien dat julle hom vashou. En nou moet julle julle oë toemaak. Julle moet vir my 'n bietjie die kant toe skuif. Skuif 'n bietjie die kant toe almal. Goed. Maar skuif op, skuif op, skuif op. Nog. Hierso, veral. Skuif 'n bietjie in. Nou die tou vas, skuif op, skuif op. Okay. Ek gaan nou hier in die middel van die tou, is nog 'n tou, ek gaan hom optel. Nee, ek top. Nou moet julle op julle oë toemaak. Julle mag nie kyk nie. Julle mag glad nie kyk nie. Maak toe julle oë. Maak toe julle oë, almal. Maak toe julle oë. Okay, jy moet ook julle oë toemaak. Maak toe julle oë. Julle mag nie kyk nie. Ek het nou 'n klop goed voor julle gepak. Dis 'n hindernisbaan. So julle moet nou toe oorloop, as ek vir julle sê, dan moet julle loop. Okay, maar doen presies wat ek vir julle sê. Goed, gee 1 tree vorentoe, net 1. Voel gou langs of die maandjies nog daar is, trek hulle bietjie nader as jy moet. As jy te ver loop, moet jy bietjie terug gaan. Alright. Nou moet julle almal 1 tree regs gee. Ander regs. Daar's hy. Okay, nou weer 1 tree vorentoe, ek trek hulle met die tou ook 1 tree vorentoe, net 1. Goed, nee, jy moet nie te ver gaan nie. Julle gaan terug gaan, skuif terug, maak toe julle oop. Gaan terug,
skuif terug, nie kyk nie, toe oor, ok, vir julle is klippe, julle gaan oor die klippe moet klim, ek tel tot 3, dan klim julle bo oor die klip, 1, 2, 3, ok, en nou gaan ek net die touw trek, en dan kom julle allemaal na my toe, 1, 2, 3, touw werk, jy het dit gesien, was dit nou makkelijk? Ek het maar oorpak, hoor, en dan raak julle nie stil. Was dit nou makkelijk geweest om te doen? Vir die van julle wat gecheat het en gekyk het, ja. Weet julle so, as jy nie weet waar jy gaan, ek is eintlik genoeg goed gebring het om julle te blind, maar ek het nie. En dan sou ek laat julle oor hierdie groot hindernis, kyk die klippe waar julle geklim het. Verskrikkelijk, nee. Van hulle klippe was groter as die anders in, nee. Toe die Here vir Abraham geroep het, toe sê hy vir Abraham, trek. Sê maar waar toe? Sê, ek sal vir jou wys. En hy het net gegaan. En soos ek julle net getrek het, en julle het maar net gekom, het julle my nou vertrou, nee. En toe julle oor toe was, het julle my vertrou, dat julle nie regtig oor goed val nie. Ek kon regtig goed die voor julle gepak het. Maar as julle vir my geluister het, dan sou julle nie geval het nie. Julle gaan nou val. Nou gaan julle val. Maar wanneer ons bang is by die skool, of by die huis, of enige plek, wat doen ons? As ons ook nou trek en ons luister vir die Here, wat doen ons dan? Wat het ons gelees in Psalm 121? Kan julle onthou? Ja, ons bid vir Jesus om ons te help. Ons onthou Psalm 121, julle moet by die huis weer gaan lees, nee? Psalm 121, om julle self te herinner, dat wanneer jy bang is, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, dan onthou jy dat die Here altyd daar is om jou te help. En hy sal vir jou die pad wys. Kyk, dankie julle. En hulle was so lus vir soets. En toe is daar niks soeties vandag. Ek probeer nou dink, het ek die, wat se skryf het ek nou eers op, die wet? Ja, onthou jy, ek is 'n paar weke terug, toe sit ek al hierdie opsomming van die wet, die 10 gebooie. Nou, kom ons kyk gou weer daarna. Die Here sê, dis net hy. Daar is net een God, niks ander gode. Klaar. Toe ek die week daarna gesê, baie dinge hang nogal af van ons godsbegrip, né? Want ons die Here sê, wie is die Here vir jou? Maar die Here sê ook, jy mag nie 'n afbeelding maak nie. Jy kan nie hiernatoe kom en sê, nou is ek by die Here, want hierdie gebou is die Here. Hier binne mag ons nie konsert hou nie, want dit is die Here. Nee, dit is 'n gebou. Dit is tot eer van God opgerig, maar dit is 'n gebou. Die Here sê, jy mag nie vir jou 'n afbeelding maak nie, jy mag nie afgode hê nie. Die Here sê ook, jy mag nie sy naam eintlik gebruik nie. Selfs nie wanneer jy hoe kwaad is. Die Here sê, jy moet die Saterdag heilig hou. Ons vier nie die tradisionele Sabbat nie. Ons vier die opstanding elke Sondag. Maar ons vier dit soos 'n Sabbat, 'n rusdag. 'n Dag wat die Here self gesê ons moet gebruik om te rus. Want in 6 dae het hy alles gemaak en in die 7de dag het hy gerus. En hy sê, volg my voorbeeld. Ons moet ons vaders en ons moeders eer. Ek nie gaan altyd met dit saamstem nie, maar jy moet hulle eer. Mag jy moord pleeg nie, mag jy egbreek pleeg nie, mag jy steel nie, mag jy leuns vertel nie, jy mag nie begeer nie. Wie het hierdie week al daai gehoorsaam? Niemand. Regtig julle. Toe maar, dan beteken ek nog baie om vir julle te preek. Ons sukkel, nee, ons sukkel, want dit is
Hoe gaan ons dit regkry? Dis onmoontlik. Weereens, sonder dat ek dit beplan het, vanoggend praat ek in die belydensklas oor die verdorwenheid van die mens. Uit ons ingebore natuur is ons geneig tot sonde. Ons hart neig na die sonde, na die verkeerde besluit, elke keer. Ons sukkel met hierdie goed. En op die einde van die dag, dan moet ons koppe sak in skaamte. En toe ek vir hulle ook verduidelik, as 'n verskil tussen skaamte en skuldig wees. Want as jy skaam is, dan is jy skaam omdat wat van die wêreld sê. Wat gaan mense sê? Maar as jy skuldig, as jy skuld voel, dan weet jy het gesondig teenoor die Here. Maar hierdie ding vreet vir ons op. Want ons kan nie die 10 gebooie gehoorsaam nie. Ons sukkel net. So wat maak ons? Wat maak ons hiermee? Ek gaan nou daarby uitkom. Ek kan maar eers aangaan nou in die volgende eens. Ek wil eers vir julle vra, waarheen is jy op pad? En het gaan nie nou oor, is jy op pad hemel toe, of is jy op pad Kaap toe, of jy, waarheen is jy op pad in jou lewe? Wat is jou doel? Hoekom doen jy elke dag dit wat jy doen? Wat kry jy uit dit wat jy elke dag doen? Salaris? Ja, ons kry daar 'n salaris. Sien, in die wêreld werk alles met transaksies. As jy hard werk, dan kry jy salaris. As jy goeie punte behaal, kry jy 'n graad. As jy vriendelik is, dan verwag jy mense moet daarom vriendelik terug wees. En glimlag is ons daarom aansteeklik. Ons is geprogrammeer om te glo, jy verdien, of jy kry wat jy verdien. Jy kry presies wat jy verdien. Daarom is dit vir ons moeilik, dat wanneer dinge begin sleg gaan, dan sê ons, maar wat het ek verkeerd gedoen? Ek kan nie verstaan, dat alles skielik so teen my gedraai het, of hoekom is mense nou snaaks met my? Ek verdien dit mos nie. Sien, vandag kom die Bybel en leer vir ons nou, dat hierdie transaksie logika heeltemal andersom werk by die Here. Ons ontmoet vir Abraham, voor hy nog Abraham was. Iemand het ons eendag gesê, eers wil hy nooit geskryf word by Abraham. Abraham is daar in sy eie land. Hy moet alles agterlos op grond van niks anders as 'n stem en 'n belofte nie. Die Here roep hom. Hy sê vir Abraham, trek. Dit wat ek nou net vir julle gesê. Die Here sê vir Abraham, trek. Ek kan baie vriendself daarmee. Dit is nogal moeilik baie keer. Ek gaan vir ons lees. Genesis 12 verse 1 tot 4. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê het. En Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Net tot dan. God gee vir hom 'n opdrag. Hy sê, gaan uit jou land. Maar die land wat ek jou sal wys. Geen kaart. Die Here gee nie vir Abraham 'n volledige reisplan nie. Hy sê nie vir hom, dit is wat jy gaan kry, dit is hoe dit gaan werk, daai dag gaan jy dit moet doen, en daai dag so, en hierdie mense gaan jy ontmoet. Hy gee vir hom niks. Hy gee net homself. Hy sê, ek gaan saam met jou.
Ek gaan vooruit. En natuurlik gee die Here ook vir hom geen bewys nie. Abraham is oud, 75 jaar oud, Sara is onvrugbaar. Tog beloof God 'n groot nasie. En Abraham se reaksie, hy gaan dood het. Nie omdat hy so sterk was nie, maar omdat hy in God geglo het. Geloof is nie om te weet waarheen jy gaan nie, maar om te weet met wie jy saamgaan. So ons kan natuurlik nou vir mekaar sê, ja, maar hierdie goed het eeue terug, millennia terug gebeur. Dit het nou al baie verander in die wêreld. Wat het dit regtig nou met ons te doen? Ook ons is nie Jode nie. Hierdie verhaal maak ons meer sin vir die Jode, die nakomelinge van Abraham. Ons het ons nou vir Jesus, nie die Ou Testament is ons nou verby. Dit is presies net dit, is oud. Ons het die Nuwe Testament, ons het mos 'n nuwe dokument wat ons erfgename maak. Abraham is ou nuus. Ons word nie geseën deur Abraham nie. Ons is nie deel van die groot families nie. My salaris is my loon. Dis my seën vir my harde werk, elke maand. Maar dis waar baie mense die fout maak. Baie mense gooi die Ou Testament weg, hulle vergeet van Abraham, hulle vergeet waar hulle begin het, hulle vergeet waar hulle vandaan kom. In die vroeë kerk was dit ook die geval gewees. En die mense het ook so geredeneer. En hulle het gesê, maar wat het Abraham nou met ons uit te waai? Ons is nie Jode nie. God seën die Jode, of hy het hulle geseën tot Jesus gekom het, nou alles mos nou verander. Wat se seën is dit nou in elk geval? Dan skryf Paulus in Romeine 4, dink ek. Dis Romeine 4. Romeine 4, vers 1 tot 5 en dan ook 13 tot 17 lees ek vir ons. Paulus sê, wat sal ons dan sê het Abraham, ons stamvader, na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, dade en natuurlik terug na die wet, die 10 gebooie, dan het hy rede om hom daarop te beroep. Maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo. En God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Iemand wat werk, sy loon, word nie as 'n guns gereken, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar het, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. Geloof. Nie dade. En dan van vers 13 af. Die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en die belofte sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham sy hele nageslag. Nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, dis nou die Jode nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader, soos daar geskryf staan. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak en dit wat nie bestaan het tot bestaan roep. Daarom Abraham is ons almal se vader. Hoekom? Want hy het God geglo. So eenvoudig soos dit, sy geloof het hom regverdig. En Paulus gebruik juis hier in Romeine 4 die beeld van 'n loon of 'n salaris. En ons almal trap in daai prestasie stryk. As ons dink ons moet goed genoeg wees vir God,
dan is ons verlossing ons soos 'n salaris, wat God ons skuld. Ja, ek het hierdie week 9 uit 10 van die 10 gebooie nagekom. Genade, asseblief, seën, asseblief. Ons dink so. Daai prestasie, het dit ons nou verdien. Maar Paulus sê, geloof werk nie so nie. Geloof werk heeltemal anders. Geloof is die oomblik wanneer jy jou hande oopmaak en erken. Ek kan dit nie verdien. Dis om te vertrou op die God wat die goddelose regverdig. Mense, dit is radikaal. God wag nie dat jy eers reg is voordat hy jou liefhet nie. Hy verklaar jou regverdig terwyl jy nog 'n sondaar is. Nog voordat jy hom geken het. Toe hy in jou hart begin werk het. Die oomblik toe jy vir Jesus aanvaar het, toe sê hy, jy is regverdig verklaar. Oor dit wat my seun vir jou gedoen het. So daarom is jou werk of jou verdienste in die wêreld nie net die loon vir jou arbeid nie. Dit is deel van God se seën. Maar God se seën is eintlik nie die fisiese dinge wat ons ontvang nie. Dit is veel meer as dit. Abraham moes gaan. Weg van alles wat hy geken het. En hy het. Hoekom? Want God sal vir hom wys. God sal vir hom wys waar hy moet gaan. Wat hy moet sê. Vir wie hy dit moet sê. Al wat hy moes doen, is glo. Glo dat God vir hom is. Daar is geen wet nie, nog nie op daai oomblik nie. Daar is net 'n verhouding. 'n Verhouding waar die Here vir Abraham sê, Abraham, ek wil in jou, wil ek hierdie mensdom sien. Deur jou. As ons probeer om alles te doen wat die wet sê, as ons altyd fokus op daai goedjies wat ons moet doen elke dag om tog net geregverdig te word, gaan jy jouself heeltyd onregverdig verklaar. As jy gaan vaskyk in jou omstandighede, sal jy begin glo dat God jou straf vir iets wat jy dalk iewers verkeerd gedoen het. En dalk is dit 'n straf. Maar omdat die Here jou wil seën en jou wil nader trek. Maar die wet sal jou nie regverdig maak nie. Net God kan. En hy het reeds in Jesus Christus. So hoe moet ons dan hierdie lewensreis van ons aanpak? Hoe moet ons dan nou bepaal waarna toe ons op pad is? Hoe moet ons dan nou bepaal wat dit is wat die Here van ons wil hê? Ons moet nou maar net volg. Ons het Psalm 121 gelees toe ons die erediens begin het. En Psalm 121 is die reislied vir hierdie geloofspad van ons. Die berge in die antieke tye was plek waar rowers weggekruip het. Dit is plek waar die mense hulle afgodsbeeldjies ook op strategiese plekkies geplaas het vir beskerming. En dan kom Dawid en sê, kom my hulp van die berge af, ek slaan my oop na die berge. Kom my hulp van die berge af, nee. My hulp kom van die een af, wat die berge gemaak het. Geloof is om jou oë op te lig, bo jou omstandighede. Dis om te weet, dat die een wat jou roep, soos vir Abraham, ook die een is, wat jou bewaar. Hy sluimer nie, hy slaap nie, hy is altyd besig om wag te hou. Geen rowers uit die berge sal jou aanval nie. Geen afgode sal jou aandag aftrek nie. Hy sal jou beskerm. So in jou daaglikse werk, moet jy dalk jouself kan bewys. Sodat die seniors uiteindelik kan sien, of jy jou salaris verdien. Of jy dit werd is wat hulle jou betaal.
maak geloof bevry ons van die druk om onsself te bewys by God. Hierdie week hoef jy nie te probeer om goed genoeg te wees nie. Jy is reeds regverdig verklaar deur Jesus se getrouheid. So stap vandag hier uit soos Abraham. Vertrou op die een wat die belofte gemaak het. Ek weet nie waarna toe is die Here op pad met jou nie. Ek weet nie wat sy plan het hy vir jou of waar het jou heen gaan vat nie. Jy sit dalk voor 'n klomp besluite wat hierdie week voor jou lê. Verhoudings, mense, werk, geld, al hierdie goed. En die Here sê dalk vir jou, trek. Nie die dorp uit nie. Trek weg van hierdie omstandighede af. En kyk op, sien die berge, maar kyk hoor, fokus jou oë op Jesus, op dieselfde manier wat hy sy oë gefokus gehou het op die kruis, vir jou. Moenie nou die vyand jou enigiets anders vertel. Glo vandag, God se genade vir jou is genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons vanoggend kom herinner dat ons nie by U in die skuld is nie, want Jesus het die volle prys betaal. Ons bely dat ons so dikwels probeer om ons eie pad met 'n GPS of met 'n kaart te beplan, terwyl U ons bloot vra om U hand vas te hou en net te loop. Dankie vir die voorbeeld van Abraham, wat getrek het sonder om te weet waarheen, bloot omdat hy U geken het. Here, bevry ons van die uitputtende gejaag na prestasie. Help ons om te rus in die waarheid dat ons regverdig is. Nie oor wat ons doen nie, maar oor wie U is. As ons hierdie week opkyk na die berge van ons eie uitdagings, herinner ons aan Psalm 121, dat ons hulp nie van berge of mense kom nie, maar van U, die Skepper, wat nooit slymer of slaap nie. In die naam van Jesus Christus, ons enigste geregtigheid met ons. Amen. Geliefdes, as tyd nou vir die offergawes en in Romeine 4 het ons gehoor dat God se genade nie 'n salaris is wat hy ons skuld omdat ons so hard werk nie. Dis 'n vrye geskenk. Daarom is ons offergawe van vanoggend ook nie 'n betaling aan God of 'n manier om sy seun te probeer koop. Ons gee nie sodat God ons moet lief hê nie, maar ons gee omdat hy ons reeds lief het. Ons offergawe is 'n simbool dat ons eie prestasie druk neerlê en erken dat alles wat ons het, ons tyd, ons talente en ons geld reeds uit sy genade aankom. Dien die Here met julle offergawes.
bly dat ons dikwels vasklou aan ons besittings, asof dit ons eie prestasie is, maar vandag erken ons, dat dit alles genade is. Seën hierdie gawes, sodat die koninkryk kan uitbrei en die belofte van hoop aan nog meer mense verkondig kan word. Laat ons harte vry wees van die vrees van tekort, omdat ons weet dat U ons hulp en ons beskermer is. Amen. Ons gaan afsluit met nog 'n vlamlied, dit is vlamlied 18, en ons kyk op, mense, ons kyk op, hoër as die berge, en ons sien God wat heers oor die heelal. En as hy oor die heelal heers, weet ons verseker, hy heers oor my omstandighede, hy heers oor jou omstandighede. En daarom sing ons saam met die engele om sy troon, heilig, heilig, heilig is die Heer. Mense, as iemand vandag in hierdie week vir jou vra, hoe gaan dit? Moenie vir hulle sê dit gaan goed onder omstandighede nie, want ons God is ver bo ons omstandighede. Dit gaan goed bo omstandighede. Kom ons staan en sluit ons aan. Gaan in die wêreld in met jou oë opgehef na die Here. Mag die Here jou bewaar van alle kwaad en jou siel beskerm. Mag hy jou skaduwee wees aan jou regterhand, sodat die son jou bedags nie skaad nie en die maan snags ook nie. Mag die Here jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in alle ewigheid. Gaan in die vrede van die God van Abraham.